Goeiemôre broers en susters. Baie welkom by die erediens vanoggend. Ons gaan oudergewoonte begin met 'n toetredelied uit Psalm 84, daarvan verse 1 en 4. Ons bly dan staan vir die fotum en die seën en daarna kan jy dan weer die plek inneem. Psalm 84 verse 1 en 4 as toetrede. Kan die plek weer inneem, broers en susters? Terwyl ons so sit, kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend as u kinders en as u gemeente u naam mag aanroep. Dankie Here vir die geloof wat u vir ons gee om tot u te kan bid. En te weet, Here, ons woorde is nie iets wat teen die plafons vaslaan nie, maar dis woorde wat by u uitkom. U hoor dit. Dankie dat ons op so 'n manier met u kan praat. Ons hart voor u kan leegmaak. Ons kommer en ons vrese, maar ook ons blydskap met u te kan deel. Here, wanneer ons voor u staan, dan moet ons ook ons skuld bely. Want ons leef nie elke dag soos wat u dit van ons vra nie. Ons is ongehoorsaam. Ons volg soms ons eie kop en ons eie wil. En ons sondig. En so, Here, bring ons nie net seer in ons eie lewens nie, maar dikwels ook in die lewe van ander. En maak ons u ook seer. Daarom vra ons ook dat u in u groot liefde en genade ons sal vergewe, Here, vir daar waar ons ongehoorsaam is en waar ons nie doen en leef soos wat u dit van ons vra nie. Ons dankie ook, Heer, dat ons hier kan wees. Dankie ook, Here, vir die geloof wat u vir ons gee, dat wanneer ons hiernatoe kom, daar 'n verwagting in ons hart is, want ons kom hoor wat u vir ons sê.
Help ons om te hoor vanoggend. En hiervandaan verder te gaan in ons lewens te rig, Here, volgens dit wat U vir ons sê. So bid ons ook vir hulle wat siek is, hulle wat dalk moedeloos is, hulle wat hoop verloor het. Ons vra, Here, dat U hulle ook sal seën met U teenwoordigheid. Raak hulle aan. Dit vra ons alles, nie omdat ons dit enigsins kan verdien nie, maar enkel en alleen uit U genade. Amen. Gemeente, nou dat ons skuld voor God bely het, kom ons bly net so sit en ons bely elkeen in ons hart soos volg. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete, ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels, ons bely een doop tot vergifnis van sondes, ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Geliefdes, kom ons sing as 'n lofsang uit Vonk 205, en ons sing daarvan verse 1, 2 en 3.
Gemeente, ons skriflesing vanoggend is uit Eksodus hoofstuk 15, verse 1 tot 21 van die hoofstuk. Die opskrif is, die Here is oorwinnaar in die stryd. Toe het Moses en die Israeliete die volgende lied tot eer van die Here gesing. Ek wil tot eer van die Here sing, omdat hy hoog verhewe is. Perd en strydwa het hy in die see geslinger. Die Here is my krag en my beskerming. Hy het tot my redding gekom. Hy is my God, hom roem ek. Die God van my voorvaders, hom prys ek. Die Here is oorwinnaar in die stryd. Sy naam is die Here. Die strydwaans van die Farao en ook sy leer, het hy in die see geslinger. Die keer van Egipte se offisiere is in die Rietsee gedompel. Watermassas het hulle oordek, soos 'n klip het hulle in die dieptes afgesak. U regterhand, Here, gedig in sy krag. U regterhand, Here, verpletter die vyand. U is hoog verhewe, u vernietig wie teen u opstaan. U laat u toorn woed, dit verteer hulle so skaf. U wind het gewaai, die water dam op, strome staan regop soos 'n muur. Watermassas stol in die hart van die see. Die vyand sê, ek sal hulle agtervolg en inhaal. Ek sal die buit verdeel, ek sal my sin kry. Ek sal my swaard trek, my hand sal hulle verslaan. U laat u wind waai. Die see oordek hulle. Hulle sink soos lood in die magtige waters. Wie van die gode is soos u, Here? Wie is soos u, so hoog geëer en heilig? In lofsange word u vereer, bewerker van wonderdade. U het u regterhand uitgesteek, die aarde het die vyand ingesluk. Deur u trou het u die volk gelei wat deur u verlos is. Hulle deur u krag gebring na u gewyde land toe. Die volke het dit gehoor en hulle het gesidder. Angs het die bewoners van Filistia beetgepak. Die stamhoofde van Edom was verskrik. Die magtiges van Moab vreesbevange. Al die bewoners van Kanaan was lam geskrik. Vrees en angs het hulle oorval. U magtige dade het hulle laat versteen toe u volk deurtrek, Here. Toe die volk wat u eie gemaak het deurtrek. U het hulle ingebring. U het hulle geplant op die berg wat aan u behoort. Here, u het 'n plek vir u troon voorberei. U hande, Here, het 'n gewyde plek gereed gemaak. Die Here regeer tot in ewigheid. Waarlik, toe die perde van die Farao met strydwaans en bemanning die see ingegaan het die Here die water van die see oor hulle laat terugvloei, maar die Israeliete het op droë grond deurgegaan. Miriam, die profetes, suster van Aaron, het 'n tamboerijn gevat en al die vroue het met tamboeryne agterna geloop en gedans. Miriam het vir hulle voorgesing. Sing tot eer van die Here, omdat hy hoog verhewe is. Perd en ruiter het hy in die see geslinger. Ons lees tot sover. Elke mens wat die woord van die Here hoor, en elke dag ook daarvolgens lewe, is 'n gelukkige mens. Gemeente, kom ons sing saam uit Gesang 258. Ons sing daarvan verse 1, 2 en 3.
Teks vir die prediking is die eerste gedeelte van Eksodus 15 vers 1. Toe het Moses en die Israeliete die volgende lied tot eer van die Here gesing. En dan ook die eerste gedeelte van vers 21. Miriam het vir hulle voorgesing. Broers en susters, elke Sondag sing ons in die erediens. Ons kan onsself nie 'n erediens voorstel waar ons nie sing nie. Want sing is so wesenlik deel van die erediens. En nou wil ek hê ons moet vir 'n oomblik so 'n paar jaar terugdink hoe die erediens in ons gemeente gelyk het. Die eerste keer wat die regulasies rondom COVID verslap is en ons weer in 'n erediens kon bymekaar kom, was ons beperk tot 50. Ons het 2 eredienste gehou op 'n Sondagoggend om soveel as moontlik mense te kon akkommodeer in die erediens en die geleentheid te gee om die erediens by te woon. Ons was dankbaar dat ons weer kon kerk hou en in ons eie kerkgebou in 'n erediens bymekaar kom. Maar as ons mooi terugdink, dan was daar te midde daarvan nog 'n beperking wat gegeld het. Ons mag nie gesing het nie. Want daar is gemeen dat wanneer mense sing, dat hierdie virus baie maklik van een na 'n volgende oorgedra kan word. Ons het hier gesit met maskers op. Wanneer ons wou sing, dan het die orgel gespeel en ons het op die skerm die woorde gevolg van die lied wat ons sou sing. Dit het gevoel of iets ontbreek. Ons het iets gemis in die erediens, omdat ons nie mag sing nie. Ons wil sing wanneer ons hier in 'n erediens bymekaar is. Hoekom? Ons weet dat God deur die lees van die Bybel en in die prediking aan die woord kom en dat hy daardeur met ons praat. Maar ons weet ook dat dit vir geen verhouding goed is wanneer daar net van die een kant af gekommunikeer word nie. As God met ons praat, dan wil ons hom tog ook antwoord. Ons wil sekere dinge van hom vra. Ons wil hom bedank vir wat hy ons gee. Ons wil hom loof en hom eer. Ons erediens is dus 'n lewendige gesprek tussen ons en God. God praat met ons deur sy woord en deur die prediking. En ons antwoord daarop met ons gebed en ons sang. Met ons sang loof ons God se grootheid en sy mag. Dank ons hom vir die manier waarop hy vir ons sorg en sy genade in oorvloed aan ons gee. Met ons sang bely ons skuld voor God. Vra ons om verleiding in ons lewens. Ons bely ons geloof in hom. En ons verkondig ook teenoor die wêreld ons blydskap en dankbaarheid vir die genade wat God vir ons gee. In Eksodus 14 en 15 lees ons van dieselfde gebeure. Dis dieselfde storie wat 2 maal vertel word. En tog is daar 'n groot verskil tussen die twee. In Eksodus 14 word vertel hoe God sy volk gered het, toe hy hulle droogvoets deur die Rooi See laat trek het, en die Egiptenaars wat hulle agterna gesit het, laat omkom. Dit word vertel
soos 'n storie. In Eksodus 15 lees ons weer hiervan. Maar dan word dit op heel 'n ander manier vertel. Hierdie keer, in Eksodus 15, is dit 'n lied wat gesing word. Dis 'n oorwinningslied wat getuig van God se grootheid en van sy mag, sy almag. Omdat mense wat dit beleef het, dit nie vir hulle self kan hou nie, en hierdie besondere genade wat God aan hulle betoon het, iets is wat hulle laat borrel hier binne, kan hulle nie anders as om ook daaroor te sing nie. Op hierdie manier gee hulle aan God die lof en die eer wat hom toekom, vir die wonderlike dinge wat alleen hy kan doen, dat hy dit ook vir hulle gedoen het. En by wyse van hulle sang, verkondig hulle dit teenoor die wêreld, en dank hulle God daarvan. Hulle wil vertel daarvan. En hoor hoe word dit beskryf in hierdie lied. God is verhewe, bo alles en bo almal. Daar's 'n afstand tussen hom en die mens, in die sin, dat hy so anders is as die mens. Hy kan dinge doen, wat alleen hy kan doen, en wat geen mens hom kan nadoen nie. Hy het immers die perde en die strydwaans van die Egiptenaars in die see gegooi, en sy eie kinders teen hulle beskerm. Hy het hulle verlos. Iets wat net hy kan doen. Hierdie God, wat die enigste is, wat sy volk so kan bevry, sê Moses is ook die enigste een, wat vir hom as mens kan beskerm. Dis die enigste God, wat vir sy kinders krag kan gee, en hulle kan help in watter krisis ook al. Moses bewonder hierdie God. Hy beskryf hierdie God in terme van militêre mag. Israel, wat tydens die uittog uit Egipte nie naastenby dieselfde mag gehad het as Egipte nie. Egipte met hierdie magtige leer, Israel wen, want God veg vir hulle. Moses noem hierdie God Jahwe, die God van Israel. Daar is dus geen twyfel oor watter God hiervan gepraat word nie. Dis die God van Israel, die enigste ware lewende God. Hy wys in sy oorwinning oor die magtige leer van Egipte dat hy God is, en dat daar nie nog een soos hy is nie. In vers 6 verander die trant van hierdie lied. Dis nou nie meer 'n lied waar daar oor God gepraat word nie, maar daar word nou met God gepraat. Die groot Switserse teoloog Karl Barth het op 'n keer gesê dat elke gesprek oor God is ook 'n gesprek met God. Daarmee het hy doeteenvoudig bedoel dat daar waar oor God gepraat word, is hy self teenwoordig. Hy hoor wat mense van hom sê. En daarmee saam is dit ook hy wat deur sy gees aan mense die geloof gee om oor hom te kan praat, omdat hulle in hom glo en hom erken as die enigste God. Hierdie wat nou ook 'n gesprek word met God, word 'n gebed. Dit word 'n belydenis oor die grootheid en die almag van God.
is 'n gesprek met God. 'n Belydenis oor hom, wat 'n mens diep hier binne raak. Wees eerlik, broers en susters, om hierdie gebeure bloot te gaan lees, as 'n verhaal, as 'n storie wat vir jou vertel word, van iets wat duisende jare gelede gebeur het, is anders, as om dit te hoor, wanneer daarvan vertel word, in 'n lied. Dit klink of daar in die lied, ook iets gesê word, van die wat dit sing, se geloof in God. Daar word iets gesê van hulle verhouding met hom. Die lied sê baie meer, oor wat hierdie gebeure, vir jou persoonlik beteken, as bloot net om 'n storie te gaan vertel daaroor. Dit raak jou, op 'n ander manier. Aan die begin van Eksodus 15 lees ons, toe het Moses en die Israeliete, die volgende lied, tot eer van die Here gesing. Dit beteken, die mans het gesing. Bietjie later in dieselfde hoofstuk, vers 20 en 21, Miriam, die profetes, suster van Aaron, het 'n tamboerijn gevat, en al die vroue het met tamboeryne agterna geloop en gedans. Miriam het voorgesing, in 'n wêreld waar vroue randfigure was. Hulle rol moes vervul en verder net moet stil bly. Word hulle ook betrek hier, waar daar lof aan God gebring word, wanneer daar vir hom gesing word van blydskap, want God se goedheid, sy genade en sy liefde is iets wat alle mense raak, nie net sommiges nie. Almal sing daaroor, ook hulle wat nie werklik in tel is nie, ook hulle wat nie 'n plek in die samelewing het. Lof aan God kom uit alle oorde. Wat sing ons nie ook van tyd tot tyd in ons erediens nie? Loof die Here uit die hemel, loof hom deur wie ons bestaan, loof hom engele, hemelwesens, loof hom son en prys hom maan. Loof die Here alle volke, loof hom alles wat bestaan, loof hom weerlig, sneeu en wolke, loof hom meer en oseaan. Loof hom konings, alle vorste, almal wat op aarde regeer. Loof hom kinders, mans en vroue, loof hom almal, buig heel nie. Wat beteken dit nou, broers en susters? Moet ek nou oral waar ek elke dag gaan, loop en sing? Nee. Wat dit wel beteken, is dat die lied wat ek Sondag hier in die erediens sing, dieselfde lied word, wat ek daar buite gaan leef. Moenie dat die lied van Sondag se erediens stil word nie. Gaan leef jou lied. Gaan wys met jou manier van lewe, dat jou lewe juis 'n lied is, wat jy wil sing. Met my manier van lewe, gaan wys ek, dat ek aan God al die lof en die eer wil bring, wat hom toekom. Ek gaan wys met my manier van lewe, dat ek hoop kan bring, waar daar twyfel is, omdat God se vrede deur my vloei. Ek bring troos met liefde waar daar pyn is. Ek laat God se lig skyn in duisternis. Met my manier van lewe
gaan wys ek dat ek glo, Jesus het vir my opgestaan uit die dood, hy het my verlos. Ek kan nie anders as om daaroor te sing en hierdie lied te lewe nie. Die manier waarop ek lewe, word 'n lofsang aan God. Uit dankbaarheid vir die verlossing wat hy vir my gegee het in Jesus Christus. Ons sê dikwels vir mekaar, die lewe is 'n lied. Maar ons kan iets bysit, broers en susters. Ons kies die lied self. Die lied wat ek gaan leef daar buite, kan 'n treurmare wees, of my lewe kan 'n lofsang aan God word, waar ek gehoorsaam aan hom lewe, aan hom die lof en die dank gee wat hom toekom, dat ek blymoedig kan lewe. En dan kan ek leef soos wat Paulus sê in Filippense 4:4. Wees altyd bly in die Here. Dis 'n blydskap wat 'n mens se verstand te bowe gaan. Jy verstaan dit nie, want dis ongekend om ook wanneer dit met jou nie goed gaan nie, 'n loflied te sing. Dit is juis wat dit uniek maak en besonder maak om 'n kind van God te kan wees. Ten spyte van swaar kry, ten spyte van hartseer, ten spyte van bekommernis, kan ek nog steeds met my manier van lewe elke dag daar buite sorg dat die loflied wat ek hier sing op 'n Sondag nooit stil word nie. Kom ons gaan vanoggend huis toe met die wonderlike opdrag om ons lied nie net te sing nie, maar om dit ook te gaan leef. Leef jou lied. Leef jou lofsang. Laat jou lied jou lewe rig. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons die lof wat ons aan U bring op so 'n besondere manier kan doen. Dankie Here dat ons 'n loflied uit die diepte van ons hart kan sing. Dankie dat ons met ons lied ook ons skuld in U kan bely, maar ook ons geloof bely. Wil U ons help, Here, dat die lied wat ons hier in die erediens aan U bied, nie sal stil word wanneer ons hier uitgaan nie, maar dat ons daardie lied sal gaan sing met ons manier van lewe. Hou U hand oor ons deur die week wat voorlê. Hou ons veilig. Seën ons, Here. En dankie dat U hierdie gemeente Here, dat U hierdie gemeente ook so in oorvloed seën, dat U by ons is, want dit is al wat ons nodig het. Wees asseblief by ons, Here. Amen. Gemeente, ons slotsang is vonk 543. Ons sing daarvan al 4 die verse, en dan bly ons staan vir die seëngroet, en die wegsendingslid daarna is vonk 38, verse 1, 2 en 3.
Gaan nou in vrede en ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.